God se woord is so belangrik vir ons, want hierdie woord help ons in hierdie lewe. So ons moet aandag gee dit wat Jesus ons geleer het. Nou, Jesus, as ek doen wat die Here sê, gaan my hele lewe verander. Hy het die beste planne. Dit verander ons lewe. Dit is nie net 'n morele skrywe of 'n geskiedkundig die Bybel nie. Nee, hierdie beginsels verander my lewe. Nou kom Jesus, Matteus 5, die bergprediking, dan preek hy en hy begin sy disippels leer. Hy sê, julle is lig, sout van die wêreld. Dan praat hy oor die huwelik. Hy praat hoe volg ons die Here. Hy praat oor om nie kwaad te word nie. Hy praat oor die huwelik om nie te skei nie, oor wraak te hê nie. En hy praat oor hierdie goed om vir mense om te gee. En dan hoofstuk 6, dan praat hy oor bekommernis. Nou, kan jy dink, hoekom sal die Here daaroor praat? Met ander woorde, dan is bekommernis net so belangrik soos egskeiding, net so belangrik om nie kwaad te word of moord te pleeg, net so belangrik om lig te wees, om sout te wees van hierdie aarde. Dan sit die Here dus in sy preek, deel van sy preek daar. Dan moet ons aandag gee daaraan, dat dis baie belangrik. Nou, bekommernis, nou sê die Here, vers 27, hy sê, kan al julle bekommernisse, julle lewe 1 sekonde langer rek. Kan dit jou lewe langer maak? Inteendeel, jy weet, bekommernis gee jou maag seer. Maak dat jy in 'n inrigting beland. Maak dat jy uitbranding het. Maak dat jy jou kop mal gaan. Dat jy nie kan slaap nie, dat jy tande kners, dat jy moeilikheid het. Dis wat bekommernis doen. So jy moet baie versigtig wees om net sommer te aanvaar, ag wel, dis nou maar menslik, ek kan dit nou nie help nie. Nee. Jy kan dit help, want jy is kind van die Here, jy is nie 'n dier nie, jy is nie 'n boom nie, jy is nie 'n plant nie, jy is nie 'n voël nie, jy is nie 'n vis nie, jy is 'n mens. 'n Mens wat kan luister na God se woord. En nou sê die Here, dat jy moenie bekommerd nie, maar vers 33, nee, maak die koningsheerskappy van God, en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Wow! So hy sê, wat is jou prioriteit? Is wat jy eet en wat jy aantrek en wat se huis en wat se selfoon en wat se kar en wat se goed jy het, is dit jou prioriteit? Of is God se koninkryk jou prioriteit? Hy sê, maak dit die prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Al hierdie ander dinge sal God dan vir jou gee. Nou, God wil hê jy moet dinge hê. Ek weet, ek sit op 'n ding. Ek het 'n komputer is 'n ding. My selfoon is 'n ding. Ek moet dinge hê. Die Here het nie 'n probleem met dinge nie. Die probleem is, as dinge my prioriteit is. Eintlik sê die Here, moet ek die vraag vra, het ek vandag God se wil gedoen? Ek moet bietjie daaroor bekommerd wees. Het ek gedoen wat God sê? Is ek op die regte pad? Is God se koninkryk besig om te werk hier binne in my? Doen ek die regte ding? Leef ek die lewe wat God wil hê ek moet lewe? Doen ek wat God sê? Daaroor moet ek bekommerd wees. Dit moet my prioriteit wees. En as dit my prioriteit is, God doen al die ander dinge. Al die ander dinge kom dan van self. Ek wil amper hierdie ding sê. Raak besig met God se dinge en God sal besig raak met jou dinge. So, God se koninkryk is belangrik. God se lewe is belangrik. Dit wat God doen in my lewe, dit moet belangrik wees hier in my. En ek moet daaroor bekommerd wees. Nou, ek kan vir jou sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Maar jy kry dit nie gestop nie. Dit is nie net sommer van stop nie. Jy moet dit vervang met iets anders. En dit is wat die Here sê. Hy kom en hy praat 'n klomp skrifte oor bekommernis. En dan sê hy, maar jou prioriteit moet by die Here wees. Jy moet dit vervang. Met ander woorde, ek is bekommerd. Dit help nie, ek sê vir jou, stop dit net nie. Jy moet iets anders doen. Dit wat jy moet doen is, jy moet bid, jy moet vra, jy moet dankbaar wees. Wat jy moet doen is, dat God se koninkryk word my prioriteit. Ek is van mening, as jy dalk bekommerd oor 'n ding is, en jy weet nie wat om te doen nie, en jy besluit net, goed, kom ek gaan iets vir die Here doen. Kom ek gaan gee vir iemand kos, kom ek tel papiere op, kom ek help iemand anderste, kom ek vra vir die Here, Here, wat kan ek vir u doen? En ek skuif net my prioriteit na dit wat God wil hê. Dan gaan jy sien hoe die Here jou help. Dan gaan jy sien hoe jou lewe gaan verander. Dan gaan jy sien dat jou bekommernis gaan skuif, want jou prioriteite het geskuif. Die Here sê,
moenie worry nie, moenie bekommerd wees nie. En as hy dit sê, dan is hy daar om jou te help. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.